Kom ons luister verder na Lily, hoofstuk 6, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Die Sondagmiddag hang loom en lui rondom Johan. Hy haat Sondag. Dit is asof al die dinge van die verlede op Sondag loskom in hom. Dan verlang hy na Irma en sy binnekant breek oor en oor in 1000 stukke oor Jans. Hy vat sy kampstoel en gaan sit onder die ou doringboom en hou die tuin dop. Dit is al 3 dae wat die kind nie kom speel nie. As sy nie vandag kom nie, gaan hy haar by die bouvals soek. Hy sit nie baie lank nie, toe hoor hy haar aankom. Hy skuif sodat sy hom nie dadelik gewaar nie. Hy kry diep in sy hart binne pret, toe hy haar opgewondenheid aanskou en hoor van waar hy sit. Kyk Mette, sy's die heel kleinste bietjie wat ek nog gesien het, maar sy's ook nou hard gedoor. 'n Paar oomblikke van stilte duur voordat hy haar weer hoor praat. Sy's die mooiste bietjie wat ek nog gesien het. Toe maar Merte, jou hartjie hoef nie seer te wees nie. Jy's mos die heel mooiste lewendige bietjie wat ek ken. Jood hoor die opgewonde gilletjie, toe sy die huisie ontdek. Merte, kyk! Kyk net hierdie vreeslike mooi huisie. Wanneer het julle dit gebou, Mette? Het julle dit gebou terwyl ek siek was? Dit ruk in Johan. Siek. Hy wil nie hoor van kinders wat siek is nie, want dit kan beteken dat hulle doodgaan. 'n Gedeelte van die gesprek tussen die fietjiekind en haar denkbeeldige maatjie het verlore gegaan, terwyl sy kop weer begin maal het tussen Jans en die dood. Die kind se opgewonde stem trek hom terug na die huidige. Oh, die huisie se voorkant kan los. En kyk Mette, hier is nog getoorde fietjies binne in die huis. En kyk Mette, hier stond 'n fietjiebouter in die huis. Johan frons. Hy wonder wat op aarde 'n fietjiebouter is. Dis seker maar die beeltjie wat nie heeltemal soos 'n fietjie gelyk het nie. Die kind het werklik 'n groot verbeelding. Miskien kan haar fietjies vir hom sê hoekom die tuinier vir Jans met soveel aggressie geklap het. Hy weet Jans was 'n woelige mannetjie. Soms kon hy lastig wees of liewer in die pad. Hy wat Joens is, was self 'n paar keer erg ongeduldig met Jans as hy onder sy voete was waar hy besig was. Maar hy wou hom nog nooit aanrand nie. Die vryheid, nadat hy die tuinier doodgeslaan het, was van korte duur. Hy is in hegtenis geneem vir moord. Sy kind is dood en hy is tronk toe gestuur. Verhoor afwagtend het hulle gesê. Hy kon borg kry, maar dit was so belaglik hoog dat hy dit nie kon bekostig nie. Hy het vir Irma se pa gevra om te help, maar sy het geweier. Sy het vir hom gesê dit is sy skuld dat Jans dood is, want hy wat Johan is, het die vreemde man aangestel as tuinier. Hy raak bewus van iemand wat sy knie klap. Asof hy uit 'n droom wakker word, fokus hy stadig af na sy knie toe. Dis die fietjiekind. Sy roep hom herhaaldelik. Oom groot kabouter! Groot oom kabouter! Elke keer as sy roep, klap sy hom teen die knie. En toe sy agterkom, hy kyk vir haar, vra sy, hoekom sit jy agter hierdie boom? Sy gee hom nie kans om te antwoord nie. Onika sê, as 'n mens so alleen sit, is 'n mens... Hierdie keer val hy haar in die rede. Wat is jou naam, kind? En wie's Onika? Sy pers oudergewoonte haar lippe op mekaar en skud haar kop stadig heen en weer. Onika sê, ek mag vir niemand sê wat my naam is nie, want dan gaan die tor op my brein my weer siek maak. En Onika sê, ek mag nie vir mense sê wie sy is nie, want dan gaan die trolle haar kom haal. Johan byt op sy tande om die stortvloed woorde wat uit wil stroom terug te byt. Is die Onika vroumens heeltemal van haar trollie af? Hoe kan sy die kind so bang praat? En wat het sy so by so om weg te steek? Groot oom kabouter, jy moenie so kwaad wees nie, jy jag al my fietjie maatjies weg. Behalwe die getoorde fietjies. Het jy geweet die getoorde fietjies is hard, maar hulle is so mooi.
Johan staan op en tel die kind op sonder om daaraan te dink dat sy smerig vuil is. Kom kind, ek vat jou. Hy laat die sin in die lug hang, want hy kry dit nie reg om na die bouval as 'n huis te verwys nie. Hy stap met lang tree met die kind op sy arm in die rigting van die bouval. Hulle is nog op pad na die bouval toe dieselfde vrou van die bouval hulle tegemoet kom. Waar gaan jy heen met die kind? Roep sy al op 'n distansie na Johan toe. Hy antwoord nie, maar kom vlak voor haar te staan. Hy sit nie die kind neer nie. Die vrou praat gebiedend. Sit haar neer, sy kan loop. Ek sal haar by julle blyplek neersit. Ek verstaan sy word met die allervreeslikste dreigemente gevange gehou. Johan se stem is meer 'n dreigement as 'n vraag. Die vrou klap haar tong. Die kind se verbeelding hardloop met haar weg. Sy word glad nie gevange gehou nie en ons omstandigheid het niks met jou te doen nie. Sit neer die kind. Die fietjiekind begin wriemel op sy arm en hy sit haar teesinnig neer. Die vrou draai om sonder om verder te praat en die kind huppel uit voor haar uit sonder enige sorge. Jo, kom skakel gerus in vir hoofstuk 7 van Lily, ons fietjiekind storie, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis.